Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In die volgende video, hierdie enetjie waarvan ek nou verwys, gaan ons bietjie praat oor eksponente. Obviously, dis 'n hierdie se oefening video. Ek het waar ek reël 1 en reël 2 gedoen het. Ek gaan reël ek dink 5 en 6 wees, die gebruik van hakies en eksponente. Dit is 'n graad 8 video, so hy gaan nou nie soveel langer wees nie. Julle doen nie verskriklik baie moeilike goeters. Of die werk selfs is nie baie moeilik nie en julle gaan nie regtig verskriklike moeilike dinge hieraan doen nie. So dit gaan vinnig wees. Hierdie is 'n kort video teenoor die ander. Ek gaan al bietjie meer nonsens praat, jy weet, want ek's al verveeld en ek like dit om te chat. Maar in hierdie video gaan ons net praat oor die gebruik van die wortel en hakies in eksponente. Wat is dit wat ek doen met die eksponente? Ek het 'n paar voorbeelde van dit in my oorspronklike video gehad, maar ek gaan nou net, soos ek gesê het, ek dink ek gaan 9 voorbeelde hierso doen waarvan een van hulle gemeng is. Dit is baie eenvoudige werk, dit gaan eenvoudig gevra word. Nie reg deur die hoërskool nie, graad 8. So as jy graad 12 is en jy kyk hierdie video, is ek jammer om vir jou te sê, dit gaan vir jou baie moeiliker wees. Maar dis maklike werk, as jy die konsep verstaan, dan raak die werk ook sommer heel wat eenvoudiger en moontliker. So, ek weet nie, dalk as jy graad 12 is en jy kyk die video, gaan jy dit kan doen in jou graad 12 werk, want hulle vra dit as 'n basic. So, hulle sal soos in die middel van 'n hoekom verduidelik ek graad 12 werk hier? Ek het nou regtig amper graad 12 werk verduidelik. Kom ons gaan dit aan. Hersiening werk. Ja, ek gaan die tabelletjie wat ek gehersien het, wat ek gemaak het, hersien. Dit is so 'n tabelletjie net vir as jy dit wil leer. As jy net 'n tabel wil leer, as jy goed daarin is om dinge te leer en jy sukkel bietjie met konsepte verstaan, gaan jy baie goed doen om dit net te doen. Dan soos ek gesê het, doen ons hakies en wortels. Reël so te sê 5 en 6 in my voorbeelde in my oorspronklike video en ja, hersiening. Die tabel lyk soos volg. Hy bestaan uit 6 dingetjies, 6 bewerkings. Plus minus mal deel hakies en wortels. Die linkerkant is my grondgetalle. Wat gebeur as ek met my grondgetalle in 'n hakie het en wat gebeur dan met my eksponente wat aan die regterkant is? As ek dit plus of minus, gebeur daar niks nie. So reël 1 of 2 gebeur daar niks met die eksponente nie. Hulle moet dieselfde wees. Gaan kyk vir 'n meer verduidelikende video op my nee, ek sal hom hier aan bylaas. So hier bo, regsbo, hoor daar so u op te pop. Ek gaan na hom toe verwys op 'n punt. Plus en minus met die grondgetalle gebeur niks met die eksponente nie, die eksponente moet dieselfde wees. As ek maal of deel, as ek maal gaan ek plus met die eksponente, as ek deel gaan ek minus met die eksponente. As ek hakies, wat ons nou vandag gaan doen, gaan ek maal met die eksponente en as ek wortels gaan ek deel met die eksponente. Leer hierdie, verstaan hierdie, doen hierdie, skryf dit neer en jy sal goed doen in enige van jou eksponente toetse. Oeps, zoom ek in. Voorbeeld A, ons begin sommer, ons val sommer dadelik met die deur in die huis. X tot die mag 2, buitekant 'n hakie X tot die mag, of 'n 3. Daai 3 kom in. So, jy maal die 3 met die 2. Dan kry ek X tot die mag 2 maal 3 en dit gee vir my X tot die mag 6. Baie eenvoudig, glad nie so moeilik nie. Voorbeeld B, as ek 2 veranderlikes het, onthou, die veranderlikes binnekant die hakie maal nie met mekaar nie, julle doen dit so baie, dan sien julle, okay, X tot die mag 2, Y tot die mag 3, dan maal jy daai 2 en daai 3 met mekaar, en dis regtig nie wat jy moet doen nie, soos, ek is ernstig, dis regtig nie wat jy moet doen nie, nee, asseblief nie. Daai 4 aan die buitekant gaan eerder inmaal met die 2 en afsonderlik met die 3. So jy kry X tot die mag 2 maal 4, Y tot die mag 3 maal 4. Liewe ouers, hoekom is dit so klein? En dan kry jy X tot die mag 8, Y tot die mag 12. Ek kan nie so onthou dat ek so klein geskryf het nie.
Jessie. Ek moes daai een net eintlik langsom gedoen het. Doen ek dit onderom. Ek dink ek doen dit 'n paar keer. Voorbeeld C, nog steeds die hakies. Nou het ek 3 veranderlikes. Eenvoudig 3 maal met die 3 maal met die 3, 3 maal met die 7 en 3 maal met die 2. So ek kry x to die mag 3 maal met 3, ek kry x to die mag 7 maal met 3 en ek kry x to die mag 2 maal met 3. Dit gee vir my, ek kan nie verstaan hoekom ek dit anders doen nie. X to die mag 9, want 3 maal 3 gee vir my 9. 7 maal 3 gee vir my y to die mag 12, 2 to die mag 2 maal 3 gee vir my z tot die mag 6. Ek hoop jy het hierdie voorbeeld alleen gedoen, want dis baie maklike voorbeeld en na my mening is jy verstaan om dit te kan doen. Volgende een, skryf hom af dan probeer jy homself, maar kyk daar's nou 'n getal vooraan. Daai 7. So die groot vraag van hierdie voorbeeld, jy weet nou dat as jy jou eksponente het, soos a tot die mag 3 en b tot die mag 2, gaan hulle net maal met die eksponente. Maar wat gebeur met my 7? Dis die groot vraag. Wat gebeur met die 7? As ek sê 7, dan het daai 7 mos eintlik so imaginary een. Ek noem dit altyd my spookie een. Maar dis basies wat gaan gebeur. Daai 2 gaan nog steeds met die eksponent maal. So jy kry 7 se tot die mag 1 maal met 'n 2. A se 3 maal met 2 en B se 2 maal met 2, wat vir my 7 tot die mag 2 gee. A tot die mag 6 en B tot die mag 4. Maar jy weet wat 7 tot die mag 2 is. Dit is 'n getal. Tik dit in jou sakrekenaar, 7 tot die mag 2 gee vir my 49. A is, ek dink is 49? Ja, is 49. A bly 6, B bly 4. Okay, nie so moeilik nie. Kom ons gaan aan. Die konsep van om 'n kwadraat buite 'n kant hakie te hê, beteken net eintlik jy sit die hakies. Kom ons gaan net een terug. En nog een. Beteken net eintlik jy sit 2 van presies dieselfde hakies langs mekaar. Dis basies wat dit beteken. So dit is eintlik hulle plus by mekaar, nê, maar as jy genoeg getalle het wat by mekaar plus, gaan jy hulle by mekaar maal. Ek is iewers van plan om een of ander video te maak oor hoe eksponente werk en hoe jy hulle kan uitwerk deur jou self te verbeel, deur te verbeel dat jy soos in 'n videospeletjie is. Ek sal in daai ding, sal ek bietjie meer deegliker deur die video's gaan, of deur die redenering oor hoekom is dit 'n kwadraat en hoekom as dit tot die mag 3 is daar maal net met 3 en sulke tipe goedjies. Right, dit gaan dalk bietjie meer 'n konsepverduideliking video wees. Ek dink nog daaroor. Dit gaan 'n vreemde video wees want dit gaan nie regtig wiskundig wees en ons gaan net heeltyd praat oor 'n videospeletjie en dan in die videospeletjie gaan ons praat oor wiskundige dinge. Ja. Ek dink nog daaroor. Laat weet my in die comments as jy hom wil hê. Ja, dit sal my dalk bietjie aanpoor om bietjie meer moeite te doen om dit te doen, want joh, dit gaan baie moeite vat. Nou beweeg ons aan na die vierkantswortel. Vierkantswortel van x tot die mag 8. Onthou, as jy 'n vierkantswortel het, 'n vierkant beteken hy het 2, né? 2. So daar moet altyd 'n 2 wees. Altyd, altyd, altyd. Paul was hulle vir jou nie gee. As daar niks daar staan nie, dan sit altyd 'n 2. Dit kan nie 'n wees nie, obviously, want dan staan niks nie. Nou die reël vir hierdie gaan wees, jy sê binne oor buite. Binne beteken dit wat binnekant die vierkantswortel is, so die x tot die mag 8 staan bo oor, want ek sê hierso oor, binne staan bo oor buite. Verstaan jy wat dit beteken? So 8 wat binne is, staan bo oor 2, daai is basies net 8 gedeel deur 2 en ek kry x tot die mag 4. Probeer hierdie een self. X tot die mag 6 onder 'n derde magswortel. Weer volg jy binne oor buite, so dit gee net vir my x tot die mag 6 gedeel deur 3 en dit gee vir my 6 gedeel deur 3 is net 2.
voorbeeld gee, as ek het 2 veranderlikes onder 'n 5de magswortel, binne oor buite, moenie dat daai eksponente dat daai veranderlike se eksponente met mekaar mingle nie. Daai 10 bly die x en die y hou sy 20. Dit beteken 10 gedeel deur 5 gee vir my 2 en y se 20 gedeel deur 5 gee vir my 4. Ek dink hier is die laaste voorbeeld. Nou het ek 'n getal vooraan. Dit is weer 'n 4de mags of 'n vierkantswortel. Wat beteken nog 'n 2 daar wees? So, jy kan dit basies so gaan skryf. Jy deel hom op. Wat is die vierkantswortel van 16? Dis die eerste vraag. Dan 8 binne oor buite, so dis 8 gedeel deur 2, B is 10 gedeel deur 2, C is 6 gedeel deur 2 en D is 12 gedeel deur 2. Om nou daai 2 kry ek, want as daar niks voor my wortel staan nie, is dit 'n 2. Altyd, altyd, altyd. Behalwe as daar iets staan soos in die vorige 2 voorbeelde waar daar 3 en 'n 5 was. Nou, die wortel van 10 is baie eenvoudig. Wortel van 16. Tik hom in die saakrekenaar. As hy vir jou desimale getal gee, is dit ook oké. Maar los hom in wortelvorm, want hulle gaan heel waarskynlik vir jou in graad 8 sê, los hom in wortelvorm en die res van jou grade. Maar A se 8 deel met 2, so ek kry 4, B se 10 deel met 2, so ek kry 5, C se 6 deel met 2, so ek kry 3 en D se 12 deel met 2, so ek kry 6. Hierdie video gaan baie vinnig. Letterlik, hier is die laaste een. Laaste een is as ek hulle almal mooi bymekaar het. Onder het ek hakkies en ek het 'n wortel bo oor daai hakkie. Nou, begin binnekant jou wortel. Begin binne jou wortel. As jy sukkel met die orde van bewerking, wil ek jou aanraai, daar is 'n orde van bewerking video wat ek gemaak het. Hoopelik pop hy nou hier iewers op. Doen eerste dit, vereenvoudig eerste dit wat onderkant die wortel is. So, daai 3 maal in met my 4 en met my 6. Die vierkantswortel bly daar. Na ek gemaal het ek x tot die mag 12 en y tot die mag 18. Nou kan ek jou sê binne oor buite, so dis 12 gedeel deur 2 en 18 gedeel deur 2 en my finale antwoord is x tot die mag 6, y tot die mag 9. Ek kan nie verder as dit gaan nie. Hierdie is my finale. Ek is klaar. En ja, ek soek nou toevallig klaar met die video. So, laat weet my as julle nog enige van hierdie vrae nodig het, iets wat ek miskien gemis het en 'n video oor moet maak, maar dan sien ek julle in die toekoms. Liewers in die toekoms.